genoem daai ding van die Bybel, sê ek hierso, maar ek kan getuig dat dit 'n baie goeie manier is om so die woord oor te dra. Ons twee kinders het toe hulle kleiner was, elkeen so 'n geskenk gekry en gereeld dan loop Daniel met hom teenoor. Hy noem dit sy Bybel app. Hy verstaan nog nie van die ou tydse tegnologie nie. Hy dink dit is 'n app waarmee hy besig is. Maar dan loop hulle nou met die en hulle Bybelkennis het baie verbreed net van die goedjies wat hulle so loop en luister en dis gehard. Hulle sê 'n trok oor hom ry en hy sal aanhou uit herlaaibare batterye. Hy het 'n sonpaneeltjie agterop, maar ek weet ook die goed is redelik duur. So dis hoekom hulle ook baie ondersteuning nodig het vir die projek en dan sien hulle baie van die goed ook in Afrika waar die mense nie kan lees en skryf nie. So bid vir die Hoor die Woord projek en kan ons hulle dan so daarin ondersteun. Kom ons begin aan die diens skryf. So bid vir die Hoor die Woord projek. Ek sal my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. U kan saam Ons is besig, of ons eindig eintlik, ons is nou so aan die einde van besig wees, ons is besig met ons Pinkster, Petrus en Pinkster, en het ons so vinnig na die lewe van Petrus gekyk. So ek gaan net so vinnig opsom wat ons op dusver hanteer het, en dan gaan ons so aan met die laaste boodskap. Sondagoggend het ons gepraat oor Petrus van visserman tot disipel op die see, daai 4 gebeurtenisse, die eerste waar hy loop op die see, die tweede waar hy vir Jesus as Christus bely, maar ook dan waar hy hoogmoedig raak en die Here bestraf. Ons het gekyk na waar Petrus saam met Jesus in die tuin van Getsemane was, 'n groot voorreg, maar dan sukkel hy om wakker te bly, die Here kom vra, "Waar saam met my?" Laas het ons gesien waar Petrus daai verklaring maak, hy sal die Here Jesus volg tot die dood toe, en net so eentjie aan toe verloon hy die Here Jesus. Ons het in daai 4 gedagtes gesien, die hoogtepunte was elke keer deur die Here, die laagtepunte was elke keer deur Petrus self, deur die vlees. Toe gisteraand, toe begin ons met die gebeure op Pinksterdag. Ons het die belofte gesien, die Gees, die Trooster sal verhef en hulle toegespreek. Kom ons lees die gedeelte waar ons hierdie vers vind, ons moet leer van die woord, en Here ook daardie belangrike boodskap van leer van die woord, en Here ook daardie belangrike boodskap van geesvervulling, 'n boodskap wat ons in die woord vind, Here, wat ook die wil is vir kinders van die Here. En daarom bid ons, Here, dat in hierdie tyd, dat ons weer daardie sekerheid sal hê, ons is met die Gees gevul. Ons bid dit ook so nie net vir onsself nie, Here, maar ook vir al die ander gemeentes wat
Pinksterdienste in hierdie tydperk het, en ook die gemeentes wat Sondag sal begin met hulle Pinksterreeks. Ons bid vir elkeen van hulle, Here, dat U woord oopgebreek sal word, dat U Gees vaardig sal word, en dat hy daai woord in mense se lewens sal gebruik, om lewens te verander en om mense nader en nader aan U te trek. So is dit ook ons begeerte om nader aan U te beweeg. En bid ons dan so dat U ook vanaand weer die woord vir ons sal oopbreek. Saam met dit, Here, ons bid in hierdie week vir die Bybelgenootskap. Gisteraand, waar die Santal, hulle mee besig is met die vertaling, Here, dat U daarin sal help met daardie groot projek. Maar vanaand dan ook hierdie Hoor die Woord projek met hierdie Ode Bybel wat hulle so vrystel. Here, ons bid dat U vir hulle daarin sal help om daarin uit te stuur, en dan op elke plek waar iemand so 'n dingetjie in die hand het, Here, dat U woord kragtig sal gebruik word om mense se lewens te verander, of hier in ons eie land is, of daar ver in Afrika waar die goedjies uitgedeel word. Bid ons dat U dit kragtig sal gebruik. Ons bid ook so vir die Bybelgenootskap vir fondse, Here. Ons weet dat niks van hierdie dinge vir hulle moontlik is sonder fondse nie, en bid ons dat U vir hulle sal voorsien. U sê ons in die woord, al die goud, al die silwer behoort aan U, en bid ons dat U dit ook so sal ondersteun. Dankie dat ons ook in hierdie tyd vir ons eie gemeente kan kom bid. Here, U het hierdie gemeente hier geplaas, U het hierdie gemeente laat uitbrei, en U het ook 'n plan met ons vorentoe. En ons gebed is dat daardie plan ook 'n werklikheid sal word. Here, dat ons gemeente sal groei, dat ons van krag tot krag sal gaan, en dat U woord in waarheid sal gaan, en dat U woord, Here, altyd die kernpunt van hierdie gemeente sal wees. Bid ons ook so vir ons, Here, wat hier bedien, en vir ons wat hier betrokke is, Here, dat U ons sal help om eensgesind te wees en daardie broederliefde uit te leef. Here, ons bid ook dat ons lig na buite sal laat skyn. Here, ons weet, daar waar U woord uitgaan, daar waar U werk, daar is die Bybel ook, en hy wil aanval, hy wil verwoes, hy wil keer. Maar ons bid so, Here, dat U vir ons sal bewaar, en dat ons sal sterk staan in U krag. Here, nie ons eie krag nie, maar in U krag. Dankie dat ons vir ons gemeente ook so kan bid. Ons sê vir U dankie ook, Here, dat ons U kan vertrou vir hierdie aand, en ook so dan die res van die week. Ons sê, ons loof en ons prys U, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Handelinge 2 vanaf vers 1, die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle? Elkeen in ons eie taal waar ons gebore is. Sparters, die Meders en die Elamiete, die inwoners van Mesopotamië, wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal hy van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered. Ons lees vanaand net vanuit die woord van die Here. Ek klaar
gesê, wat ons teks van oordenking is, waar Petrus opstaan, en waar hy hierdie mense wat in Jerusalem bymekaar is, begin toespreek. En ons praat net soos gisteraand, ons brei die gedagte weer uit, praat ons oor Petrus en Pinksterdag en wat daar gebeur het, en dan gaan ons selfs vanaand so 'n bietjie praat oor wat na Pinksterdag gebeur het. So Pinksterdag was nie vir 'n persoon gewees nie. Dit gaan oor die feit dat dit voorspel is. Ons het gisteraand gekyk na die belofte wat daar was, Jesus het dit voorspel, daar sal vir julle 'n trooster gestuur word, maar eintlik kom dit nog van ver voor dit af. Dit is al in die Ou Testament voorspel. En iets wat ons nou gelees het, iets wat ons in die gedeelte raak sien, is waar Petrus praat en hy sê van vers 16 tot 18, maar dit is deur die profeet Joël gespreek. En dan sê hy, die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense drome droom, en op my diensknegte en diensmagte sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. So dit kom van Joël 2, vanaf vers 28 af, kan die mense dit gaan lees, en die woorde staan min of meer presies so daar. So Petrus kom wys dan, terwyl hy die boodskap bring, terwyl die gees nou net uitgestort is, en nou die gees vervul is, kom sê hy, dit is geprofeteer, Joël het dit al gesê, dit het uiteindelik gebeur, en hy bevestig dit, dat die Here sy gees uitgestort het, op die wat hom aanroep, vir sy kinders, en dat hy sy gees ook so vir sy kerk, vir sy diensknegte en sy diensmagte uitgestort. En dit is so interessant, ons fokus is ons op Petrus, dat hy so nou hier betrokke is. Jesus sê ons op Petrus in Matteus 16 vers 18, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, wat ek vir u gesê Petros is, of klip is, en op hierdie Petra, rots, die Here Jesus, sal ek my gemeente bou. So Petrus besef, dit is die begin van die kerk. Hy besef, die kerk word op die Here Jesus gebou, en hy is deel daarvan. In Galasiërs 2 skryf Paulus, hy is een van die pilare van die kerk, of as pilaar van die kerk geag. En dit alles begin by Pinksterdag. Daardie belofte wat bewaarheid is, die voorspelling van die Heilige Gees wat waar geword het, en die Heilige Gees is die middelpunt van hierdie gedeelte. Baie keer fokus ons op verskillende plekke, ons fokus op Petrus, op die disippels en op die tale, en ons fokus op al hierdie goed, maar die fokus van hierdie gedeelte is die Heilige Gees, wat gewerk het, wat bekragtig het, en dit laat ons Handelinge 1 vers 8 beter verstaan, want ons sien waar daardie krag van die Gees tot openbaring kom, waar die Here op hierdie dag vir Petrus so kragtig gebruik. Hy was daar, hy was betrokke, hy het opgestaan, hy het 'n boodskap gebring, en in daai eerste paar hoofstukke van Handelinge, soos ons gisteraand gesien het, word sy naam gereeld genoem, Petrus en die ander, Petrus en die disippels. Ook in ons teks van oordenking, waar hy opstaan en die boodskap bring. So ons kyk vanaand verder na Petrus en Pinksterdag, en ons kyk daarna wat ons wil sien. Wat beteken dit vir ons, as ons hierdie gedeelte kyk? Die woord is 'n baie praktiese boek. Nou, ek weet ek's besig om te studeer, my eers te doen, en laas kwartaal het ek praktiese teologie gedoen, en ek onthou in my heel eerste taak wat ek moet ingee, dan moet jy dus ietsie meer oor praktiese teologie sê, maar ek verstaan nie eintlik heeltemal hoekom dit praktiese teologie nie, want teologie is prakties, die Bybel is prakties. Dis nie iets wat 'n mens leer in 'n skofkennis nie. So dit is prakties vir ons. Ons wil weet, wat beteken die uitstorting vir ons? Wat beteken die vervulling vir ons? Wat kan ons hier in ons lewens toepas? En ons is al deur die eerste verandering in ons lewe, ons het gepraat daaroor, die dag toe ons gered is, toe verander die Here Jesus ons net daar, ons word nuwe skepsels, ons ontvang 'n nuwe lewe, maar ons lewe nog nie ten volle vir hom. Ons het nog nie ons potensiaal vir die Here bereik nie. Ons kan nog nie kragtig vir die Here stry en iets vir hom beteken, as ons nie met die Gees
vervul is nie. En dis hoekom ons na hierdie gedeelte toe kom. Want net soos op Pinksterdag gaan dit oor die Gees. As kinders van die Here gaan dit nie oor ons nie, dit gaan oor die Gees wat binne in ons werk. Dit gaan oor die Gees wat ons bekragtig. Dis daai belofte in Handelinge 1 vers 8. Ongelukkig, die werklikheid, ons is altyd die ideaal wat 'n mens wil bereik, wat 'n mens na streef, maar op, soos dit nou lyk, ongelukkig is daar baie kragtelose kinders van die Here. Hulle is kinders van die Here, maar hulle leef vir hulle self. Hulle fokus op hulle self, hulle is beheer van hulle eie lewens, en daarom is geesvervulling so uiters nodig. Sodat ons geesvervulde kinders van die Here kan wees, bekragtig deur hom en nie kragteloos, waar ons nou maar net voortgaan in hierdie geestelike lewe van ons. So gisteraand het ons gekyk, hoe word ons met die Gees vervul, en dit kom neer op daai totale oorgawe, waar ek vir die Here sê, U is in beheer van my lewe, en ek vertrou die Here, dat hy my met sy Gees sal vervul. Dit is 'n werk wat hy doen. En dan lei hy my vorentoe deur die Gees, en ons sal krag ontvang, geestelike krag. Maar die vraag is, en dit is waar ons fokus vanaand gaan wees, hoe weet ons? Ons kan baie oor hierdie goed praat, en ons kan dit vir mekaar sê, en ons kan dit lees en daarna kyk, maar hoe maak ek seker, ek is met die Gees vervul? Hoe maak ek seker, ek het dit waarvan ons praat? En dit gaan ons in vanaand se boodskap sien. Wat is die tekens dat ek met die Gees vervul is? Want ek moet seker wees. Baie keer sê kinders van die Here, maar ek was. Daar is 'n plek in my lewe waar ek gevoel het, ek is met die Gees vervul. Daar is 'n plek in my lewe waar ek gesê het, ek het my alles vir die Here gegee, maar wat? Nou voel ek onseker. En selfs dan moet ek seker wees. So kom ons gaan kyk. Met Petrus en Pinksterdag, hoe maak 'n mens seker jy is met die Gees vervul? Ons kyk na ons eerste gedagte vanaand. Ons het weer net 2 gedagtes, ons het nou gisteraand na 2 gedagtes gekyk, en nou vanaand kyk ons weer na 2 gedagtes van hierdie selfde gedeelte. Vanaand begin ons met Petrus en die sigbare tekens op Pinksterdag. Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. So dis interessant hierso, hoe die Heilige Gees gesien kan word in die Nuwe Testament. Dink aan die Here Jesus se doop. Ons lees daar in Matteus 3 vers 16, nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgeklim, daar van die rivier waar hulle was, en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. So, die Heilige Gees is sigbaar. Dit is die Here Jesus se begin van sy aardse bediening, en hy word gesalf met die Heilige Gees, en die Gees word gesien, sigbare teken. En ons lees dat die Heilige Gees uitgestort is. Daar's 'n sigbare teken, of sigbare tekens. Ons lees in Handelinge 2 vers 2 en 3, daar kom skielik uit die hemel geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel op elkeen van hulle gaan sit. Geluid soos 'n geweldige rukwind, en tonge soos van vuur, sigbare tekens, die Gees is uitgestort. Dit is nie net met die uitstorting nie, maar met geesvervulling ook. Ons sien dit by Petrus en die ander disippels se lewens. Toe hulle vervul is met die Heilige Gees, was daar dadelik tekens. Wat was daai tekens? Hulle het in tale begin praat. Ons lees weer, hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou, ek wil nie baie daaroor uitbrei nie, maar ek gaan so 'n bietjie daaroor uitbrei, omdat ons nou dit lees, omdat ons daarby stil staan. Dit was bekende tale gewees. Die mense wat daar by mekaar was, het dit verstaan, en vers 8 staan daar, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waar ons gebore is. Maar daar is ander mense
en hulle het gesê hulle is dronk. Soos byvoorbeeld Jode, ook ander Galileërs, nou hoor hulle skielik maar hierdie disippels praat in Egiptiese tale, of die taal van die Meders of die Perse, hulle herken dit nie, en hulle sê sommer hulle is dronk. En met dit, daar was 'n doel. Die Here doen ons alles met orde, leer 1 Korintiërs ons. Daar was 'n doel, vers 11. Ons hoor in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Die doel was, die woord van die Here moes gehoor. Dit was die doel van die taal. Maar, toe hulle vervul is met die Heilige Gees, was daar 'n sigbare teken. Dit beteken nie ons moet in tale kan praat nie, die behoefte klank heeltemal anders, daar moes almal die woord hoor, hulle kon nie, en dit is nie meer vandag iets wat hoef te gebeur nie, alhoewel dit steeds gebeur. Ek het 'n getuienis gehoor 'n paar jaar terug, van 'n sendeling wat iewers in Afrika was, en toe praat hy normaal, en toe sê die mense wat daar is, maar hulle hoor hom in hulle taal praat. So die Gees doen dit op vandag. Maar weer eens, sodat daai mense die woord van die Here kan hoor. Maar dis nie soos wat baie sê, die taal so, almal moet in 'n taal kan praat nie. Dis nie iets wat nodig is nie. So, daar's al wat ek eintlik op wil neerkom, is daar was 'n sigbare teken. Dis wat dit vir ons beteken. Nou was dit nog 'n sigbare teken. Die belofte was in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So toe hulle vervul word met die Heilige Gees, toe staan nog 'n teken. Hulle begin getuig. Ons het nou net gelees hoe daar staan, hoe hulle oor die groot dade van God gespreek het. So hulle het getuig, en wat doen Petrus? Hy staan op en hy begin getuig. Hy getuig van wat Jesus gedoen het. Met die hoogtepunt van sy boodskap, vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nog 'n teken dat die Heilige Gees met hulle was en hulle vervul was, hulle het begin getuig. Dan, nog 'n teken, ons kyk na 'n klomp sigbare tekens, is die verandering wat Petrus deurgegaan het. Dink aan die Petrus wat ons heeltyd oor gelees het. Petrus tree impulsief op, en dan sy baie keer spyt. Hy loop op die water, maar hy twyfel. Hy bely die Here, maar dan raak hy oormoedig. En dan het ons gekyk waar Petrus vir Jesus verloor. Hy vrees so dat hy sê, ek ken die man nie. Wat die Gees uitgestort word, toe staan Petrus op, amper 'n hele ander persoon. Hy staan op voor die hele Jerusalem, voor al daardie mense, wat van reg oor die wêreld is, soos ons gelees het, al die verskillende mense, en die Jode, wat grotendeels die oorsaak van Jesus se kruisiging was, wat geskree het, hy is skuldig tot die dood toe. Hierdie Jode is daar, ons het spesifiek gelees, die Bybel sê, die Jode en Jode genote in Handelinge 2 vers 10. Daai selfde mense, wat Petrus soveel voor gevrees het, dat ek sê, ek ken nie man. Daai mense is daar, maar Petrus staan op, en hy bring die boodskap. Sonder enige vrees. Daar's duidelike verandering. Hy oorwin die vlees deur die krag, die vervulling van die Heilige Gees. En deur die Gees spreek hy, en 3000 mense kom tot bekering. En dis die begin van die kerk van Christus. Handelinge 2 eindig met vers 47 wat sê, terwyl hulle God geprys het en 'n guns was vir die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Die begin van die kerk. Maar sien die verandering wat Petrus deurgegaan het. Dan daai man wat gevrees het, gesê ek ken hom nie, tot opstaan, geen vrees in die woord bring. Duidelike sigbare teken van die Heilige Gees is, daar is 'n verandering. So die beginsel wat ons hier lees, wanneer iemand met die Gees vervul word, is daar sigbare tekens. Ons het gisteraand gekyk na die feit dat ons met die Gees vervul kan wees en ons moet smag daarna, want dit sal die tweede groot verandering in ons lewe wees. As ons daai oorgawe maak en ons vertrou die Here en hy vul ons met sy Gees, dan sal daar sigbare tekens wees. Ek kan nie met die Gees vervul wees en dit nie weet nie. Ek sal dit weet. So kom ons gaan kyk
kyk, wat is die sigbare tekens in ons lewe? En ons begin met die groot probleem wat ons in hierdie tyd aangespreek het, die groot probleem wat ons al gekyk en genoem het, dit wat Petrus se laagtepunte veroorsaak het, dit wat Paulus gesê het, is die ding wat hom laat struikel, en dit is die vlees. Hierdie op en af lewe wat ons in hierdie tyd die tuimeltrein lewe genoem het, die geestelike laagtepunte. En toe sê ek gisteraand, die oplossing is vervulling met die gees. Want as ek met die gees vervul word, dan kan ek die vlees oorwin. Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, en dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Die eerste sigbare teken met iemand wat met die gees vervul is oorwinning oor die vlees. Soos wat Petrus op Pinksterdag opgestaan het, en die vlees oorwin het, sonder vrees die boodskap te bring. Paulus skryf ons oor die gedagte, ons het gisteraand gekyk na hoe bewoord hy hierdie stryd wat hy het in Romeine 7, en dan vra hy in Romeine 7 die vraag, hoe sal hy verlos word hiervan, hoe gaan hy oorwinning kry, en dan gee hy ook die antwoord, Romeine 8 vers 1 en 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar is ons antwoord. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So Paulus besef dit ook, oorwinning oor die vlees is deur die gees. Maar, ek het 'n paar keer gesê, die Bybel is 'n baie praktiese boek vir ons. Wat beteken dit prakties vir ons? Hoe oorwin ek die vlees deur die gees? Hoe sien ek dit? Want dit is ons sigbare teken. En ek dink as ons dit bewoord, sal ons net sê, ek sal die vermoë hê om deur die gees te oorwin. Ek moet gebruik 2 voorbeelde. Die eerste, Emeer. Baie mense wat sukkel met die Emeer, sê hulle wil nie die Emeer verloor nie, hulle probeer om nie die Emeer te verloor nie, maar as hulle kry, dan is dit verby. Hulle het die Emeer verloor en hulle spyt. Dat is amper dink aan Petrus, né? Verloor jou Emeer en is verby, ek kan niks daaraan doen. Maar as ek met die gees vervul is, dan gebeur daar nog steeds goed in my lewe, wat my kwaad maak, ek kan kwaad maak, maar terwyl ek met die gees vervul is dit asof daar 'n oomblik is, waar mens die keuse het. Gaan ek nou my meer verloor, of gaan ek nie? Gaan ek in die vlees die oorhand gee, of gaan ek die gees vertrou, deur die krag van die gees nie my meer verloor? En dan kan ek myself verdeel, deur die krag van die gees. So dit is asof die Here vir ons 'n keuse kom gee, 'n oomblik van helderheid kom gee om daai keuse te maak. Hy gee vir my die vermoë om te oorwin. Waar ek vroeër miskien skaam was en gevrees het om met iemand oor Jesus te praat, en ek wil, maar dan loop hulle en dan is die oomblik verby, voel of ek nie 'n keuse gehad het nie. Nou kom die Here en hy gee vir ons daai oomblik van helderheid, waar hy ons sê, jy kan nie keuse maak, nou die evangelie te deel. Al is die vlees al vlees mense, jy kan, en die Here gee ons daai oomblik van helderheid. So dis die krag van die gees wat ons prakties in ons lewens ervaar, wat ons help om te oorwin. En so werk dit met alles van die vlees. Kyk na Petrus se probleme, twyfel, hoogmoed, moegheid waar hy nie kon waak nie, vrees, dit alles sou hy kon oorwin deur die krag van die gees. So die eerste sigbare teken wat ons in ons lewens sal sien, as ons vervul is met die gees, is daar is nie meer 'n op en af lewe nie. Dis 'n konstante saam met die Here. Daar's hoogtepunte, daar's 'n lewe saam met Christus, maar daar's oorwinning oor die vlees. Daar's nie meer heeltyd daardie laagtepunte. So oorwinning oor die vlees. Maar dis nie die enigste teken wat daar sigbare teken wat daar sal wees nie. Net soos met Petrus en die disippels sal 'n duidelike teken wees, ons sal getuies wees. Dit is die werk van die Heilige Gees. Die krag van die Gees maak 'n mens getuies. Die Here sou dit ons nie in Handelinge 1 en 2 so gemaak het en baie duidelik wys, julle sal krag ontvang, julle sal getuies wees, en dit gebeur met Petrus en die disippels. Handelinge 4, dan sien ons dit weer gebeur met Petrus en die disippels, en nou is dit nie meer so. Dit kan ons nie so werk nie. Die krag van die Gees maak my 'n getuie van die Here.
Daarom sal ons getuig, watter wyse ook. Dan saam met dit is daar ander tekens in ons lewens. Soos die vrug van die Gees. Ons kan nie oor al die gedeeltes praat en nie praat oor die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is alles goed wat ons in ons lewens kan sien. As ons liefde het, ons praat oor broederliefde, want die Here sê gereeld ons moet broederliefde hê. Dis iets wat ek ervaar, dis iets wat ek kan sien. Blydskap, vrede, lankmoedigheid. Lankmoedigheid is mos makro vir my, het vat lank om kwaad te word. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis goed wat ons in ons lewens kan sien, kan ervaar, en ons weet, ons is vervul met die Heilige Gees. So sigbare tekens. Wat ons dan wil weet, is ons met die Gees vervul? Die vraag wat ons voorgevra het, dan is 'n goeie vraag om saam met dit te vra, is daar sigbare tekens in my lewe? Want met die vervulling van die Gees is daar altyd sigbare tekens. Oorwinning oor die vlees, die feit dat ek 'n getuie is, en ander tekens soos die vrug van die Gees. Is hierdie tekens tans in my lewe? En ek gebruik die woord tans, want wat as ek sê, die tekens was daar? Ek is vervul met die Gees, was vervul met die Gees, ek onthou dit, maar dit lyk nie nou meer of ek is nie. Daai tekens is nie meer so sigbaar. Nou is ek onseker. Wat nou? En dit bring ons by ons tweede gedagte vanaand. Petrus en die vervulling na Pinksterdag. So ons kyk na Pinksterdag. Handelinge 4 vers 31 en toe gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, hulle is almal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So iets wat ek vroeër gesê het, is die feit dat daar meer as een keer 'n vervulling van die Heilige Gees is. Ons lees in Handelinge 2, daar's 'n uitstorting van die Heilige Gees. In vers 4, Petrus en ander is met die Gees vervul. Nou sien ons in Handelinge 4 'n soortgelyke gedeelte. Maar die Gees is nie weer uitgestort. Daar kan nie 2 uitstortings wees nie. Daar's net een, en dit is in Handelinge 2. Petrus bevestig mos, hy sê, dit wat Joel gesê het, dit het nou gebeur, die Heilige Gees is uitgestort. So Handelinge 4 moet iets anders wees. Maar Handelinge 4 word Petrus en die ander disippels weer vervul met die Heilige Gees. So ons leer dadelik, mens kan meer as een keer vervul word met die Gees. Inteendeel, 'n mens moet gedurig seker maak dat jy vervul is met die Gees. Later in Handelinge, dan sal weer bevestigings, dis nie die enigste keer nie, weer bevestigings dat hulle met die Gees vervul is. Handelinge 13 vers 52 en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. So wat leer dit vir ons? 'n Mens moet gedurig seker maak jy is vervul met die Heilige Gees. Wat weer Petrus as voorbeeld? In Handelinge 2 het Petrus 'n groot oorwinning oor die vlees, waar hy opstaan en daai boodskap bring. Maar dit beteken jy het nooit weer foute gemaak. Dit beteken nie die vlees het nooit weer oorwin nie. Gaan kyk na Galasiërs 2, waar Paulus en Petrus 'n bietjie vassit. Petrus het weer 'n fout gemaak. Ons lees dan Galasiërs 2 vers 11 tot 14. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het ek hom openlik teëgestaan omdat hy veroordeeld gestaan het. Dit sê Petrus nou, Paulus nou. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Dis nou Petrus, hy was gewoond daaraan, maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en op een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. Vrees vir die Jode, wat nou hier soos Jakobus wat Christene gewond het. En saam met hom het ook die ander Jode gevyns. So nou was nog geveinsdes ook gewees, sodat selfs Barnabas, omdat meevoer het,
deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus, in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy heidene om soos Jode te lewe? So Paulus spreek hom aan, want hy het weer 'n fout gemaak, hy het weer toegegee aan die vlees, en omdat hy gevrees het vir die, wat onder die besnydenis was, soos dit hier genoem het hy amper teruggegaan aan die beginsels. So Petrus was in Handelinge 2, en Handelinge 4, en Handelinge 13 met die Gees vervul. Maar hier kry die vlees hom weer onder. Dit leer net weer vir ons. Mens moet seker maak, jy is met die Gees vervul. En daarom die opdrag in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Daarom sien ons duidelik deur Petrus se lewe en wat in Handelinge in Galasiërs gebeur het. Mens moet gedurig seker maak, jy is met die Gees vervul. Dis hoekom ons die vorige punt geëindig het, ek moet seker maak, tans, nou, ek is met die Heilige Gees vervul. Want al wat, dan kan die Gees weer in die agtergrond in beweeg, en die sigbare tekens van die Gees kan weer in die agtergrond in beweeg, en ek sien nie dat ek met die Gees vervul is. En dan moet ek weer beheer oorgeef. Ek moet weer die Here vertrou. Hy moet weer beheer neem van my lewe, dat ek as 'n geesvervulde kind van God kan voortgaan. Nou dit was die probleem, vroeër jare. Weet, baie van u kom al lang jare saam met die EG Kerk, en baie van u is miskien nie in die EG Kerk, maar vroeër jare in ons kerk het hulle geesvervulling die tweede genadewerk genoem. En dis 'n mooi benaming, daar's nie iets fout daarmee nie. Maar toe kom van die ander predikante en ander mense en sê, maar ons kan dit nie die tweede genadewerk noem nie, want het hierdie ding sê waar ons nou praat, dat 'n mens soms beheer terugneem, en dan moet jy weer oorgee na die kind van hom. En 'n vers wat dit vir my mooi beskryf, die kind van hom. En 'n vers wat dit vir my mooi beskryf, 'n vers wat altyd in my gedagtes, in my lewe, daaraan herinner dat 'n mens met die Gees vervul word, is daar in die Ou Testament, en nou moet ek mooi doen, hier staan Lamentations, dan moet ek gou vertaal. Prediker, nie Lamentations. Ja, ek dink so. Maar in elk geval, dit sal ek ter harte neem, daarop sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. Die trou is groot. Hy sê elke môre nuut, en so moet ons elke môre nuut seker maak, ons is oorgegee aan die Here. Dan sal die tekens van die Gees in my lewe wees. Daai woorde herinner ek myself altyd. Elke môre nuut. Maak seker, mens bly oorgegee aan die Heilige Gees. Maak seker, die sigbare tekens is in jou lewe. En daarmee sluit ek dan af. So net om so vinnig op te som waarna ons vanaand gekyk het, daar was duidelike sigbare tekens toe Petrus en die ander met die Gees vervul is. En so sal daar tekens in ons lewe ook wees. Maar soos Petrus en die ander weer vervul is in die Heilige Gees, Petrus weer foute gemaak het ook, moet ons gedurig weer seker maak ons is met die Gees vervul. So die vraag wat ons in die begin gevra het, hoe weet ons? Hoe maak ek seker ek is met die Gees vervul? Wat is die tekens daarvan? En dit het ons nou gesien. Ons het nou gesien wat die duidelike sigbare tekens is. En as ons vanaand ons lewens toets en ons vra, is die tekens in my lewe? Dit waarna ons gekyk het. Die krag van die Gees, die oorwinning van die vlees, die feit dat ek getuie is, ander goed soos die vrug van die Gees, is dit die tekens in my lewe? En as ek sê, maar dit is, dan moet ek oorgee aan die Heilige Gees, oorgee aan die Here. Weer eens, daai ou lied wat die mense sing, maar alles op die altaar en wag op die Here, is alles. Dan vertrou ons die Here om ons met sy Gees te doen. En dan sal die tekens wees. Maar dan moet ek ook gedurig seker maak, dis 'n ding wat ek elke dag, elke môre nie, elke dag seker maak, ek is onder beheer van die Heilige Gees.
Gees. Seker maak ek is vervul met die Heilige Gees. En dan kan ons dit wat ons gesê het, ons potensiaal vir die Here bereik. Ons kan kragtig vir die Here stry. Ons kan iets vir hom beteken, maar dit alles deur die krag van die Gees, wanneer ons vervul is met die Gees. So daarom die gebed. Hier is my alles, Here. Vul my met die Gees. Dis wat ons wil wees. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Wonderlik, Here, ons sê vir U dankie vir hierdie boodskap. Here, dis nie 'n nuwe boodskap nie. Dis 'n nuwe ou boodskap wat ons lees in U woord. Daar wat met Petrus gebeur het, ons lees dit in Romeine 7 en 8 van Paulus, ons lees dit in die sendbriewe. Geesvervulling, Here, is 'n belangrike boodskap vir kinders van die Here. Daar's soveel kragtelose Christene daar wat miskien 'n besluit vir U geneem het, en hulle is die kinders, maar hulle lewe vir self, hulle lewe op hulle eie krag, hulle oor op hulle self gevestig. En dan besef ons hoe nodig geesvervulling is. Maar ons begin by onsself vanaand, en ons moet ons lewens en vra, is ons met die Gees vervul? En Here, dan daardie gebed dat ons maar elke dag kan bid. U is my alles, Here, ek gee oor aan U. Vul my met die Gees. En mag ons dit in ons lewens sien, mag ons dit in ons gemeente sien, Here, want as die Gees vervulde kinders van die Here bymekaar is, kan ons dit sien in ons gemeente. Mag ons dit dan ook so uitdra in ons gemeenskap. Ons sê vir U dankie, Here, ons vertroue is op U, ons oë is op U, en ons sê vir U dankie vir hierdie week. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus.